Hartlik goeiemôre en baie welkom. En hiermee kan ons nou die 90ste verjaarsdag van die Bybel in Afrikaans amptelik geopen verklaar. En terwyl die kinders gaan sit, kan ons staan en kan ons 'n lieflike handeklap gee hiervoor. Baie dankie, julle kan maar gaan sit. Ons kan sommer bly staan vir die seëngroet, terwyl Christie julle vorentoe kom, en kinders, julle moet onthou, aan die einde roep ek julle weer terug vir 'n verrassing. Ek wil sommer net baie vinnig net sê, baie dankie aan almal wat hierdie wonderlike fees help voorberei het en versier het. Elna Winter daar agter, Alet, wat 'n koek gebak het vir ons, wat lyk soos 'n Bybel, met die 90 daarop. Vandag presies 90 jaar gelede in Bloemfontein is die Bybel feestelik in Afrikaans ingehuldig en landwyd is dit versprei. En maar baie dankie aan almal. My hele span, wonderlik baie dankie. Dit is so heerlik om saam met julle te werk. Die tema vir oggend wat aansluit by Psalm 1, die boom van die lewe, is dan ook die woorde waarmee ek vanoggend vir ons wil groet en die Here se seën daarmee ook oor ons uitspreek. Dit gaan goed met die mens, sê hierdie psalmskrywer, wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog het nie. Ons sê dankie vir 90 jaar in Afrikaans. En ons voel vanoggend ook soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. En daarom, liewe gemeente en kinders, is my so wonderlik om julle ook vanoggend hier te hê. By hierdie fees groet ek julle in die naam van ons hemelse Vader, Jesus Christus, die brood, die boom van die lewe wat lewendig geword het en gebly het vir elkeen van ons, en in die naam van die Heilige Gees. Amen. Elders skyn ons lig vir die nasies, 'n vreugde glans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien wie is die lig, mag die lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan jubel oor die naam, mag die lof hier deur ons klink. Balsem bring 'n stel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met ons hier, tot die hele wêreld kan sien dat die genees, mag die troos hier deur ons bied. Hierdie woord gee hulp aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat die bevry, mag die hoop net deur ons heen. U is koning hier oor die aarde, die mense vra na die wil wie te eer, tot die hele wêreld
Vandag val die vergrootglas op God se woord en daarom het ek gedink om 'n bietjie 'n paar hele vars, nuwe, interessante feite oor die Bybel met ons te deel. Voordat ons na die woord van die Here ook op 'n baie interessante, kreatiewe manier vanoggend gaan luister. Ja, 5 miljoen Bybelkopieë is al gedruk oor die eeue. Die heel eerste boek wat natuurlik ooit gedruk is in Gutenberg in Duitsland was die Bybel. Die Bybel het 783.137 woorde. En as jy dit nou wil tik, teen 60 woorde per minuut, en dit is nogal redelik vinnig, gaan dit jou 9 dae neem om die Bybel te tik. Dan wat hoofstukke en verse aanbetref, 1189 hoofstukke en 66 boeke. En dan verse, die eerste 1551 is eers in 1551 word verse tot die Bybel toegevoeg om ons naslaanwerk te vermaklik. En dan is daar 3100 verse in die Bybel. Nou gaan ek ook so 'n bietjie humor inbring, want die Bybel is seker een van die boeke wat vir ons die meeste name gegee het, wat uit die Bybel uitkom. Hande op, wie sou sê, jy het 'n Bybelse naam of 'n naam wat amper uit die Bybel uitkom. Hulle het hom dalk net so 'n bietjie Afrikaans gemaak en verander, laat ek net sien. Hier is heel wat. Myne ook nogal, van Johannes af, nee. Maar daar is een naam in die Bybel, kinders, wat toe glad nie 'n algemene naam geword het in Afrikaans nie. Kyk, daar's nou Johannes en daar's Petrus en daar's Sarah en daar's Maria en daar's Rachel en ons verstaan dit almal. Maar nou as ek hierdie naam vir julle gaan wys, hy kom voor in Jesaja 8 vers 3. Dit was iemand se naam. Dan gaan julle nogal verstaan dat dominee nie gereeld 'n babietjie doop en sê ons doop nou volgens vir hierdie enetjie nie. En ek gaan my bes probeer om dit uit te spreek sonder om oor my woorde te struikel. Dis dan ook die langste naam in die Bybel. Hier kom hy. So, dit gaan as volg wees. Môre gemeente, ek doop vanoggend, doop ons vir Maher Shalal Hashbash. Kan jy dink jy moet skool toe gaan en juffrou sê, hoorie, wat is jou naam? Maher Shalal Hashbash. Gelukkig het ons die mooi korter name onthou. Watter woord sou enigiemand kon raai in die gemeente kom net eenmal in die Bybel voor? Net een keer, dan gaan jy nooit weer van hom hoor nie. Goed. Dit is die hout waarmee Noag sy ark gebou het. Goferhout. Dis die enigste woord wat net een keer in die Bybel voorkom. As ons nou na die bietjie ander gaan kyk, ander name in die Bybel, hoeveel keer dit voorkom, is dit die naam van die Here, en daar is verskeie forme van die Here se naam in die Bybel, in die Ou en die Nuwe Testament, is 'n volle 1300 keer wat dit voorkom, Jesus se naam 973 keer, en die woord liefde kom meer as 700 keer in die Bybel voor. En as hier nou iemand is in die belydenisslas wat nou hierdie ding weer gaan regraai, gaan ek, jy mag nie nou hand opsteek nie, hoor. Goed, hier kom hy. Ek gee vir jou 'n stukkie koek na die tyd, want hierdie pragtige Bybel is 'n koek en ons gaan hom eet. Maar dis eintlik vir die kinders bedoel, maar as jy nou regraai, dan gaan ek vir jou definitief hier 'n stukkie koek bære. Watter sinnetjie kom soveel keer in die Bybel voor soos die hoeveelheid dae van 'n jaar? En wat daar in 'n jaar is? 365, nee. 365. Wat is sinnetjie herhaal 365 keer in die Bybel? Wie wil raai? Gideon. Hoor jy, hy het my so pas my voete onder my uitgeslaan. Julle kan vir Dr. Gideon hier gewoon lekker aan het lap gee. Gideon, ek bære vir jou die gedeelte met die boekmerkie in, hoor? Hy is joune. Ja,
moenie vrees nie, is dit nie pragtig nie? En om te dink dat dit so 'n tema is, hoekom die Here vir ons sy woord gegee het, is dat ons nie hoef te vrees nie. En dan, Christy, julle kan vorentoe kom, ons gaan 'n lied sing hierna, wat by hierdie interessante feite aansluit, en ons gee net vir Christy kans om vorentoe te kom. Wonderlik is dit nie, die sentrale boodskap van ons hoef nie te vrees nie, ons hoef nie die sonde te vrees nie, ons hoef nie die dood te vrees nie. En dan wil ek eintlik nog 'n feit, wil ek byvoeg vanoggend. En dit is dat baie mense dink, die Here praat met ons monoloog, is 'n eenrigting gesprek. Die Bybel is dialoog. Julle moet dit altyd onthou. As die Bybel nie dialoog was nie, dan was daar nooit ander boeke geskryf nie. Dan was daar nooit die prediking nie. Dan was daar ook nooit lirieke geskryf om te kan sing nie. En dit is juist wat ons nou gaan doen. Ons as gemeente antwoord nou, omdat God se woord dialoog is. God is 'n vriendelike. Hy's in 'n vriendelike gesprek met ons in sy koninkryk en met elkeen, tot met kinders. Maar ons mag ook, as hy eerste praat, mag ons daarop reageer. En dank die Here daarvoor, want dit is wonderlik om aan hierdie dialoog deel te neem. Kom ons staan vir hierdie lied 516. Het jy hom gemis? OK. Julle kom maar sit, Christy. Het jy hom? God is liefde, juich ons harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. God is liefde, God is liefde, juich ons harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Dank julle, kom maar sit. Ongelukkig, saam met die teksversies, het ons ook begin om 'n teksversie teologie en Bybellees te ontwikkel. En elke nuwe denominasie wat afsplinter en 'n nuwe kerk stig, daar is so 22.000 erkende kerke nou in die wêreld, het almal 'n teksversie. En hier omtrent in 2016, 2017 daar rond was ek so in die middel van my navorsing oor prediking. En het ek 'n Amerikaner raakgeloop, ek het die voorreg gehad om 2 keer na hom te gaan luister. Sy naam is Len Sweet. En Len Sweet het herontdek
wat se fantastiese preke skuil daar in die Bybel, as ons die Bybel weer in geheel lees, en nie net 'n teksversie. En teksversies is goed, en dit inspireer ons, en almal van ons wat vanoggend hier sit, het seker daai gunsteling teksversie, maar kan jy dink as ons nou Psalm 23 vat, en ons het net een teksversie, hy salf my hoof vet met olie, dis dit. En ons vergeet die pragtige geheel van 'n herder, en van die groen weivelde ensovoorts. Ons het nou net daai teksversie, en dit is min of meer wat met die res van die Bybel gebeur het. En Len Sweet het vir my geïnspireer, en ek het die voorreg gehad om vir min of meer 'n jaar navorsing te doen op hierdie geheel stories, en ek kan nie wag om mettertyd hierdie geheel verhale, geheel preke met julle te deel nie. En daarom het hy 'n boek geskryf, The Greatest Sermons Never Preached. Jy gaan dit nie hoor voordat jy nie die Bybel in geheel begin lees nie. En ek het nou vanoggend hierdie preek saamgebring oor die boom van die lewe. In die begin, nadat God vir Adam en Eva geskape het, sit hy hulle in 'n pragtige tuin, en in die middel van hierdie tuin is daar 'n boom, en hierdie boom word genoem die boom van die lewe. En daar is geen verbod om van hierdie boom se vrugte te pluk nie, want God is die lewegewer, en hy wil hê, ons moet van hierdie boom pluk, en ons moet hierdie vrugte geniet, want dit is wat hy vir ons gee. En wat 'n mens ook hoor hier, is dat die boom staan in die middel. En solank as wat God, die lewegewer, ook in die middel van jou lewe staan, kinders ook in die middel van jou lewe, baie keer dink ons die lewe draai rondom my, dan werk dit, dinge werk. Ons het in die inleidende skyfie-reeks het ons gesien vanoggend, hoe lyk 'n wêreld wat van God se woord vergeet is. Dis waar die bomme val, dis waar die hartseer kom, dit is waar die ellendes kom, wat die mens so mee sukkel. Maar dankie, nie net vir die 90 jaar, wat ons die boom van die lewe kan hoor, en dit kan eet, en dit kan in ons lewe inkry, lewensverandering, wat God se woord oor die jare in my lewe gedoen het, en ook in jou lewe, is net fantasties, en daarom kyk ons na die stories van die wêreld, en partykeer kry ek en jy swaar, en partykeer sit ons voet daarin, maar gelukkig word dit nie 'n leefstyl nie, dis meer ons stry en ons volhard. Maar die belangrik dat hierdie boom in die middel van die tuin gestaan het, en nou weet ons nog nie heeltemal wat se boom dit is nie. Totdat die vloed kom, en 'n paar hoofstukke verder, omtrent 10 hoofstukke verder in die Bybel, lees ons van die groot verhaal van die groot vloed van Noag, en van sy familie wat gered word, en van die diere op die ark. En uiteindelik begin die water sak, en Noag wil weet of daar iewers al 'n land is, of 'n plek waar hierdie ark kan gaan vasmeer. Dit was nou al 40 dae, en hy stuur 'n duif. En waarmee kom die duif terug na die ark? Met 'n olyftak in sy bek. En nou begin ons aflei dat God, die lewegewer, en sy boom in die middel van die tuin, wat sy verhouding met sy mens simboliseer, is weer aan die beweeg, wil weer met die mens oorbegin. God het nou klaar gestraf. Hy wil weer oorbegin as die lewegewer en die groot geneeser van die mens se lewe en sonde. En dis hoekom dit 'n olyftak is. Mag ons dalk aflei dat die boom in die middel van die tuin van Eden 'n olyfboom was. Ek dink dis 'n baie sterk afleiding wat ons kan maak. En nou begin ons, as ons die Bybel in geheel lees, hierdie storielyn van die olyfboom, wat genesing bring, wat die verhouding van God bring, wat die olyfboom wat ook simboliek geword het van God se genade en die mens se hoop,
loop nou reg deur die Bybel soos 'n goue draad. Die volgende wat ons lees daarvan is in Hosea 14. Hosea 14, 'n profeet wat preek vir Israel. En hy bring die woord van die Here, en luister wat lees ons in Hosea 14. Ek sal vir Israel wees soos die dou. Julle hoor hierdie skepingsverhaal ook van God. Die water wat altyd lewe bring. Ek sal vir Israel, wat soveel kere hulle rug op my gedraai het, wees soos die oggenddou. En hy sal bloei soos 'n lelie, en hy sal so vas staan soos die Libanon. Hy sal geil groei, hy sal so sterk wees soos 'n olyfboom. Dan gaan ons na Psalm 52. Maar ek staan sterk soos 'n welige olyfboom. Ek is in die huis van God en ek steun altyd daarop dat hy vir my sorg. Nou olyfolie, as ons na die Hebreëse woord gaan kyk wat hulle gebruik vir olyfolie, dan moet julle begin om julle sitplekke gordels vas te maak. Maar voor ek daai verrassing vir julle gaan onthul, teen hierdie tyd was olyfolie 'n wonderlike middel gewees. Van skoonheidsterapie, die dames het olyfolie gebruik om hulle velle mooi te laat blink. Dit het eintlik almal se velle beskerm teen die son. Olyfolie is gebruik in wonde om dit te genees. 'n lepeltjie olyfolie in die oggende, en julle sal vandag, as julle Google nog gebruik, is julle best friend, of julle gaan praat met julle geneesheer, sal hy ook vir julle sê, ek hoop ek is reg, olyfolie kan nogal goed wees. En dan het hulle ook die skape se koppe gesalf met olyfolie, soos in Psalm 23, want dit het een of ander vliegie weggehou, wat dan in die skape se neuse gaan broei het. Olyfolie, hierdie boom wat genesing bring, hierdie boom wat simboliek is van God se genesing, is iets wat werklik gebeur. Dis werklik die goue geneesheer, wat ons kan gesond maak van buite ons liggame tot binne in ons liggame, tot die diere, soos die skape, het 'n voordeel oor olyfolie. Geen wonder hulle dit genoem die goue geneesheer nie. En dan is olyfolie ook gemeng met kruie, allerhande diersame kruie, onder andere die olie waarmee konings gesalf is, en wat Jesus se voete mee gesalf is, en ook as jy dood gegaan het hulle jou behandel met hierdie olie, en met al hierdie kruie, mirre, onder andere, moes asemrowend geruik het, maar hierdie is die dierolie. En daar is heeltemal 'n ander naam in Hebreëus vir hierdie dierolie. En geen mens kan dit bekostig nie. Vandag sal jy daai tipe olie, wat onder andere op Jesus se voete gegooi was om hom te salf, gaan jou daar duisende US$ kos. Dit is asemrowend, jy kan dit glad nie bekostig nie. Net die rykste mense, en jy moes baie lank spaar vir indien iemand dalk sou doodgaan, dat jy hulle met hierdie duursame, ryk, geurige olie, dat jy hulle daarmee kon salf. Maar die olie vir elke dag se gebruik, die gewone olyfolie, wat selfs die arm mense kon bekostig het, se woord in Hebreëus is, en hier kom hy, Messia. Messia. En as ons die woord Messia hoor, dan laat dit ons dink aan Jesus Christus, die Messias.
Jesus Christus, die olyfolie. Nie die dierolie nie, die gewone olie, vir die gewone mense, die kindertjies, almal, selfs die arme mense, kan van die Messias gebruik. Die goue geneesheer. En ons kan sy olie aansmeer aan ons buitekant. As mense na ons kyk, kan hulle sien dat ons gered is, dat ons blink van die verlossing, al maak ons partykeer droog. Maar die belangrikste is om hierdie olyfolie in te neem. En om het op die wonde te sit, die wonde van ons verlede, die wonde wat jy dalk self en jouself toegedien het, die wonde wat mense aan jou toegedien het, olyfolie. En jy kan hom drink. Die Messias is die gesalfde, is die olyftakkie, wat na mense in nood kom, om te sê, die redding is hier, die boom van die lewe het gekom. Waar lees ons nou verder van die olyfboom, en die olyftakkie, en die olyfolie? Die aand voor Jesus se kruisiging, bevind hy hom in die tuin van Getsemane, en ons lees daarvan in Markus hoofstuk 14. Hulle kom toe by 'n plek met die naam Getsemane. En weet julle wat beteken Getsemane? En nou moet ek vir julle vertel hoe lekker is dit om nou vanoggend hier voor julle te staan, want ek slaan hoendervleis uit, van bo my kroontjie tot onder in my klein toontjie, hoendervleis. Wat het Len Sweet gesê? Ons het in die Bybel the greatest sermons never preached. Getsemane beteken 'n olyfpars. Want hierdie tuin in Getsemane waar Jesus is, die aand voor sy dood, bevind hy hom tussen die olyfbome. En hy gaan die olyf wees wat gepars gaan word vir die Messia, die goue genesende olie vir almal van ons. Oud en jong, goedkoop, selfs gratis word dit uitgedeel. Daar word vertel dat hulle hierdie olyfolie, hierdie olywe gepars het met daai swaar wiel wat julle daar sien, met sy pit en al. En daar het iemand een keer gekom en gesê, miskien moet ons probeer om die olyfolie te maak sonder die pit. Klomp olywe gevat en oopgesny en die pit uitgehaal en net die olywe fyn gemaal. En julle kan nou dink hoeveel kilogram moet daai gewig wees daar, en hy pars hierdie olywe totdat die olie uitloop. En toe het daai olyfolie nie smaak nie. Jy moet die olyf fyn pars met sy pit en al. En Jesus moes fyn gemaal word hier in Jerusalem, met pit en al, sy hart vol liefde vir ons, en sy hart vol genade. Daar was nie 'n kort pad nie, om daai beste, wonderlikste, suiwerste, goue genesende olyfolie vir my en jou te kan wees. En kyk hoe mooi lyk dit. Suiwer, pragtig. Ek dink nie daar's 'n huishouding vanoggend, iemand wat 'n hand kan opsteek en sê, ons gebruik ook nie vandag olyfolie nie. Dankie Jesus, dat dit die Messia-olie is, en nie die pistosolie, wat die pistosolie was daai vir die ryk mense en vir die konings, om hulle te salf wanneer hulle konings geword het, $54,000 vir 'n liter. Hierdie is in ons hande, by ons, in Afrikaans.
Waar lees ons vir Olaas weer van die boom van die lewe, die olyfboom, en sy genesing en sy heling vir ons. Dan blaai ons verder na Openbaring 22. En Johannes kry 'n beeld van hoe dit in die hemel gaan wees. En ek lees die volgende: tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hoe het ek vanoggend se seëngroet begin met Psalm 1? Dit gaan goed met die mens wat in die woord van God, in die boom van die lewe, in die wonderlike olyfolie van die lewe, sy vreugde vind en dit dag en nag oordink. Openbaring 22 sluit met hierdie wonderlike goue storielyn af. En Johannes sien aan die een kant, tussen die stad en die rivier, aan die ander kant, staan die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrugte. Die blare van die boom is Messiah. Dit bring genesing vir die nasies. Kom ons bid vanoggend saam met Wanda Kok. Sy 'n lied sing oor God se woord. Soms roep jy, Here, help my, praat tog met my. Die Bybel laat jou wonder, is dit ook vir my? Daar is soveel mooi beloftes in my woord net vir jou. Al wat jy moet doen is om in Jesus naam dit van my te vra. Ek gee jou my woord is vol beloftes. Ek gee jou my woord is die waarheid. As jy net in my wil bly, en my woorde ook in jou, dan sal jy vra net wat jy wil, en ek sal jou antwoord. Ek gee jou my woord. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Bekommer jou nie oor môre nie, want ek sorg vir jou. My seun Jesus is dieselfde, gister, vandag tot in ewigheid. Jy is tot alles in staat, want hy, my seun, sal jou die krag gee. Ek gee jou my woord is vol beloftes. Ek gee jou my woord is die waarheid. As jy net in my wil bly, en my woorde ook in jou, dan sal jy vra net wat jy wil, en ek sal jou antwoord. Ek gee jou my woord. Ek
jou my woord. My woord is vol beloftes. Ek gee jou my woord. My woord is die waarheid. As jy net in my wil bly, en my woorde ook in jou, dan sal jy vra net wat jy wil, en ek sal jou antwoord. Ek gee jou my woord. Ek gee jou my woord. In Esegiel 3 sê die Here vir hierdie profeet, dat hy het 'n stem gehoor wat vir hom gesê het: mens, eet wat voor jou is. Eet hierdie boekrol en gaan praat met die mense van Israel. En die profeet Esegiel het sy mond oopgemaak en die Here het by die boekrol laat eet. Hy het vir my gesê: mens, eet die boekrol wat ek jou gegee het, eet jou vol. Ek het dit geëet en dit wat so soet soos heuning in my mond. Ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Meer as Afrikaans, meer as Grieks en Hebreëus is u woord soet soos heuning, verteerbaar, verkrygbaar en gebruikliksvriendelik. Dankie vir u woord oor al die eeue en vir die 90 jaar in die soet van ons eie taal. Here, mag ons as gemeente en ouers met kinders en almal vanoggend sommer weer opnuut passievol word om die Bybel in ons eie taal te kan hoor en te kan lees. Dankie vir hierdie wonderlike preek van die olyfolie. En ons as gemeente en elkeen wat hier is en nie hier is nie, en selfs die wat voor 'n rekenaar of 'n televisie nou sit, ons hou elke wond uit vir 'n lepeltjie goddelike genesende olyfolie. Ons hou ons seer harte uit na u toe vir 'n lepeltjie goue, genesende olyfolie van die boom van die lewe. Ons hou ons kerk en ons land uit vir 'n albaste fles vol olyfolie. Ons het dit so nodig in hierdie wêreld. Dankie dat ons dit kan kom vra in die naam van Jesus Christus, die boom van die lewe, fyn gepars in Getsemane, sodat ons die olyfolie kan gebruik en geniet, maar meer nog, kan gesond word en gesond bly. Amen. Terwyl die kollekte opgeneem word, 'n paar belangrike aankondigings. Kinders, julle kan so lank hier voorkom sit, totdat ek julle vorentoe gaan roep. Na die aankondigings gaan Martin en Rensia Prinsloo by my aansluit, en ek het vir Martin en Rensia gevra om te kom help om hierdie koek te sny, omdat hulle dan ook oor die jare by Biblia betrokke was, en hulle gaan help om dit uit te deel, en die kinders gaan heel eerste, julle kan nou ook soos Dominee Esegiel van die Ou Testament vanoggend 'n kans kry om te kan eet en te kan proe en dit net te kan geniet. En hiermee vier julle saam met ons die 90ste verjaarsdag van die Bybel in Afrikaans. 'n Paar aankondigings terwyl die dankoffer opgeneem word, en julle hoef nie oor
oorhaastig te wees nie. Hier is 'n groot genoeg koek, né? Julle moet mooi net nou hier in 'n ry staan en ons gaan seker maak elkeen gaan 'n stukkie kry. OK. Sien julle uit daarna. Right. Ouder gewoonte, 'n groot voorreg om namens die kerkraad en al die personeel hier by ons aan almal geluk te wens wat in die nuwe week verjaar en daarmee saam die Here se rykste genade, mooiste geskenke vir julle toegebid en toegewens. Dan baie welkom aan nuwe lidmate by ons en as jy nog nie 'n draai gemaak het in die tafel in die hoek en daar vir ons 'n nuwe intrekkersvorm ingevul het nie, vandag nooi ek jou weer eens uit om dit te gaan doen. Manne, baie dankie. Ons het met die manne projek wat gaan oor skenkings vir die vleis, het ons reeds 'n hele klompie manne gekry wat vir ons gehelp het met kontant bydrae vir die vleisprojek hierdie kermis van 2023. Baie dankie. En as daar enige iemand is wat dalk dit vanoggend vir die eerste keer hoor of vergeet het daarvan, enige kontant bydrae sal nog steeds baie wonderlik wees. Dan ook die vars bestanddele kan maar hierdie week inkom. Dit is bestanddele soos melk en eiers. Ons is 'n week van die bazaar. Dis hoe ek het nou geken het. Hier noem ons dit 'n kermis. Julle, die programme is uit. Daar is wonderlike goed op die selfone om ons opgewonde te maak. Nooi mense uit. Ek het net 'n gevoel in my soos wat ek met mense praat. Die Here gaan ons wonderlik seën met hierdie jaar se kermis. En so volgende Saterdag, 8uur gaan die opening plaasvind. Die ander wat stalletjies het en op ander plekke betrokke is, julle weet, julle moet almal voor 8uur moet julle reeds gereed wees. En dan gaan ons 8uur gaan ons amptelik open. Nogmaals baie dankie. Julle as gemeente en al die conveners vir julle wonderlike harde werk en weet net ons sit ons volle gewig hierdie week in totdat ons mekaar Saterdag hier op die terrein gaan ontmoet. Baie seën en sterkte. Ons gaan staan en ons gaan afsluit met die Onse Vader. Gee ons daaglikse brood. Ons woord is ook ons daaglikse brood en julle sal onthou, lank gelede het jy so 'n boksietjie gekry met sulke teksversies in ons daaglikse broodjie. En dan as ons daar dan klaar is met ons uitsendlied, dan bly ons staan vir die seën van die Here en dan terwyl ons daar's 'n amenlied, nê, wat ons gaan sing en as ons daar klaar is, dan gaan ek vir julle organiseer om hier julle stukkies skoek te kom kry en dan ook onthou vir oom Gideon. Wie gaan vir oom Gideon gee? Hy wat jy, daar's 'n handjie was eerste op. Ons vat vir oom Gideon hierso in hierdie goue hy het nou mos nou mooi hard gewerk met daai vraag wat hy reg geantwoord het. Ek sal sorg dat jy ook jou stukkie koek kry. Jy vat vir oom Gideon daai stukkie, hoor. Baie dankie. Dit was wonderlik. Nogmaals dankie vir julle almal wat vanoggend hier was. Kom ons staan en ons sluit af met die Onse Vader. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam. Laat die ryk kom, die wil gesien, soos in die hemel so op die
En nou geniet ons die voorreg dat die Here die duurste olie oor ons uitstort en ons salf daarmee die lewe in. En soos 'n duif vir Noag in die ark 'n olyftak gebring het, mag die Here vir elkeen van julle 'n olyftak bring. Elke dag se gebruik, gratis, genesend, oorwinnend van die boom van die lewe. Tot ons weer ontmoet. Amen.